Psalm 139 en ek wil lees vanaf vers 1. Vir die musiekleier op 'n psalm van Dawid. Here, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan. U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê. En U is met al my weë goed bekend. Wees getroos as U dit lees. Wees benoud. Want daar is nog geen woord op my tong nie. Of U, Here, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heen gaan van U gees, en waarheen vlug van U aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar. Maak ek die doderyk my bed, U is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon. Ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. En as ek sê, mag tog net die duisternis my oorval, en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis soos die lig, want U het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke, en my siel weet dit al te goed. My gebeente was vir U nie verborge, toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. U oë het my ongevormde klomp gesien, en in U boek is hulle almal opgeskrywe. Dat alles bepaal was, toe nog geen een van hulle daar was nie. Hoe kosbaar is dan vir my U gedagtes, o God, hoe geweldig is hulle volle som nie. Tot sover. Vers 5 sê, U sluit my in van agter en van voor, en U lê U hand op my. Vers 10 sê, ook daar sou U hand my lei, en U regterhand my vashou. Vers 13 sê, want U het my niere gevorm. Met wat? Met Sy hande. My in my moeder se skoot geweef. Tot sover. Woensdag aand het ek met U gepraat oor die werke van Sy hande. Die al 'n blommetjie bewonder, die skoonheid. Het U al na lewe gekyk en dit bewonder? Dawid kyk na homself en hy staan in verwondering. Ek het 3 punte aangeraak. Wat my stom slaan van hierdie skepping is nie net die grootheid, die onmeetbaarheid van Sy handewerk, maar ook die detail. En dit sê vir my in my lewe, sy nie net stel nie net belang in die groot dinge nie, maar ook in die fynste, ondenkbaarste detail.
Die tweede punt waaroor ons gepraat het, is wat my stom slaan, is nie net dat hy dit alles kon skep in 6 dae nie. Die tyd waarin hy dit maak, is ongelooflik. Maar is nie net dit nie, maar is ook die tydsberekening. Daar is seisoene, alles in orde, alles op sy tyd en op sy plek. Die derde ding wat ek, en daarmee is saam die gedagte dat in my lewe kan ek weet, is sy tydsberekening volmaak. Die derde ding waaroor ek gepraat het, is nie net die oorvloed van lewe op aarde nie, maar is dat hy daardie lewe onderhou. Die een wat jou geskaap het, is in staat om ook jou lewe te onderhou. En ek dink daar is tye wat ons bietjie moet dink oor die handewerk van God. Psalm 143 vers 5 sê, hy sê, ek dink na oor die werk van u hande. Die Here Jesus sê, kyk na die voëls, let op na die lelies. Hy rig ons oë op die handewerk van God. Maar vanmôre wil ek met u in die eerste plek praat. Ons staan verwonder as ons kyk na sy handewerk, of die werk van sy hande, maar besef u en ek, besef jy, dat jy is sy handewerk. Het is maklik om na die skepping te kyk en te dink, dis God se handewerk. Maar besef u en ek, ons, elke een, is sy handewerk. Psalm 139 sê hy, u het my niere gevorm. U het my in my moeder se skoot geweef. Dawid dink oor hierdie goed en hy sê, ek is vreeslik, ek loof u want ek is vreeslik wonderbaar. Wonderbaar is u werke. Dit is te hoog vir my begrip. Kan 'n mens dit dink? Ek wil vir u sê, as daar 'n besef en 'n wete is, wat jou lewe en jou perspektief onherroepelik kan verander op jou lewe, is dit hierdie wete, dat jy is die handewerk van 'n lewende God. Besef jy dat hy jou liefhet? Kan jy in die spieël kyk en sê, Here, maar u het my gemaak. Daarom sal u na my omsien. Ek wil vir u 'n aanhaling lees wat kom uit 'n artikel in die Reader's Digest. Die artikel het gegaan oor die kompleksiteit van die menslike liggaam. En die artikel het as volg afgesluit. Ek gaan dit ongelukkig in Engels lees. As jy nou nie Engels kan verstaan nie, moet jy my maar na die tyd vra. Dan sal ek dit probeer verduidelik. Ek sê altyd vir mense, as julle nie my Afrikaans verstaan nie, gaan julle definitief nie my Engels verstaan nie. Nou miskien is jy ook so iemand. Wees maar geduldig. Maar hy sê, the most incredible creation in the universe is you, with your fantastic senses and strengths, your ingenious defense system and mental capabilities so great you can never use them to the fullest. Your body is a structural masterpiece more amazing than science fiction. Jy is vreemder as fiksie. Die een wat jou gemaak het, is wonderlik. Wat sê dit vir ons? My liewe broer en suster, alles op hierdie planeet, deur 'n mens gemaak, van 'n potlood tot 'n ruimtetuig, het 'n doel. Sal jy met my saamstem? Ek wil vir u sê, as jy kan snap dat die lewende God in jou gemaak, dan moet jy ook in dieselfde asem snap, hy het met jou 'n doel. Alles is
Spreuke 16 vers 4, alles het die Here gemaak vir sy doel. Maar u en ek, en dit is 'n bevrydende gedagte. Ons hardloop so baie keer rond op hierdie planeet. Ons is besig om doelstellings na te jaag, en dit moet ook so wees. Maar weet u, voor u en ek nie 'n bietjie vassteek en gaan dink, maar wie het my gemaak en wat is sy doel nie? Al ons doelstellings is sinneloos en nutteloos. Hy het jou geskape, nie om jou doelstelling na te strewe nie, maar dan God sy doelstellings. 1 Korinte 10:31 sê, of julle dan eet of drink, of enige iets doen, doen alles tot eer en verheerliking van God. Jy weet, hoekom is jy hier? Jy is hier om God te verheerlik. Het jy geweet, ek gaan nie in die detail daarop ingaan, in jou hart, as hy klop, en jy luister na die geluid wat hy maak, dan spel dit die naam van God, Shaddai, die Shin. As jy dit moet skryf wat jou hart maak, as hy die bloed pomp, dan sê hy shh. As jy dit sou skryf, sou jy in Hebreëse Shin skryf. As hy die klep toemaak, dan maak dit 'n daggeluid, 'n daalheid. En as jy in Hebreëus dit sou neerskryf, dan staan daar 'n naam. Die naam van God, Shaddai, die Almagtige, die een wat jou gemaak het. Hy het sy naam op jou hart kom skrywe. Jy sy eiendom. En mag u en ek elke dag lewe, nie om myself te verheerlik of om by my doelstellings uit te kom nie, maar by die een wat my gemaak het. Al klop jou hart net, verheerlik jy hom. Het moet verskriklik wees om 'n satanist te wees, want selfs sy hartklop verheerlik God. So kom iemand een keer die opmerking gemaak het, mense wat met die okkulte besig raak, sukkel met selfmoordgedagtes. Want die duiwel haat die feit dat daai persoon lewe, want hy sien die handewerk van 'n lewende God. Jesaja 45 vers 11 sê, vertrou my seuns en die werk van my hande aan my toe. Besef jy vanmôre, jy is die handewerk van 'n lewende God. Jy kan jou lewe aan hom toevertrou. Wat my stom slaan oor die skepping die afgelope tyd, is nie net dat ek sy handewerk is, maar as dat daardie hande nog steeds in my lewe werk. Wie dit al ontdek? Sy hand het nie net in my lewe gewerk nie. Sy hand werk in my lewe. En dit is bietjie hoog vir my begrip, of nie bietjie nie, dit is baie te hoog vir my begrip. Want as ek dink aan die hand wat die skepping vashou, as ek dink aan die grootheid van daardie hande, hoe kan dit wees dat daardie hande in my lewe betrokke is? Jesaja 40 vers 12 sê, wie het die waters, die oseane in die holte van sy hand afgemeet? In die holte van sy hand, ek kan nie eers my dors les met die water in die holte van my hand nie. Hy maak die oseane daarmee vol. Dan sê hy, en wat van die hemel met 'n span die maat neem. Ons mee die hemel in ruim en ligjare. Van dis al manier hoe ons kan dink. Die afstand wat lig in 'n jaar trek, dis ver bo ons begripsvermoë. Weet jy hoe lank is 'n span? Dis die afstand tussen jou duim se punt en jou wysvinger. As God die heelal probeer meet, het hy nie ligjare nodig nie. Hy doen dit sommer met 'n span. Dis omtrent so groot. En tog is daardie hand aktief in my lewe betrokke. Wie kan dit begryp?
Weet jy, as ek vir die idee kan gee, weet jy 'n ligjaar, die naaste ster dink ek is Proxima Centauri of wat ook al, ek sê nie ek spreek dit reg uit nie, maar dis die naaste ster, hy is so 4.2 ligjare van ons af. As jy 240.000 km/h kan trek, ek dink is so 5.6 keer om die aarde in 'n uur. En jy ry dag en nag, gaan dit jou 117.000 jaar vat om die eerste ligjaar af te lê. Dat sien nog nie daan. Met 'n span meet hy dit. En hierdie hand werk in jou en in my lewe. Wie kan dit verstaan? Hoe gaan ons dit begryp? Hoe gaan ons dit verklaar? Weet jy, in ons geleesde gedeelte lees ons, ook daar, 39 vers 10, sal u hand my lei. Ek wil vir jy 'n gedeelte lees, ons het nou al 'n stukkie aangehaal, in Jesaja 40. Hoor wat sê in vers 26. Hy sê, slaan julle oë op in die hoogte en kyk, dan sê hy, wie het hierdie dinge geskape? Hy laat hulle leerskare uittrek volgens getal. Die Engelse vertaling sê, hy bring hulle uit. Hoe bring jy iets uit? Vat dit in die hand en jy vat dit met jou hand en jy bring dit uit. Hy sê, hy bring hulle uit. Hy lei hulle uit. Kan nie dink, die hand wat hierdie goed uitlei, lei my. Ook daar sal u hand my lei. Wie kan dit dink? Daar die kragtige hand, en ek wonder of u besef, met hoeveel liefde wil die hand van die Here ook jou lei. Psalm 23 skrywe Dawid, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Wil jy weet waarheen wil God jou lei? Na rus, na 'n ewige rus by hom. Esegiel 20:6 lei hy Israel na 'n land wat oorloop van melk en honing. Hy hef sy hand op en hy lei hulle. En in die Nuwe Testament wil hy elkeen van ons lei met daardie almagtige hand na 'n land wat oorloop van melk en honing. As jy jou oë hier toemaak, gaan jy dit daar oopmaak, 'n land wat waarlik oorloop van melk en honing, wat nie onder die vloek deurloop, die land wat nie meer wag op met 'n reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God nie. Jy gaan by hom wees. Hoe groot is daardie hand nie net nie. Hy wil jou uitlei onder die oordeel uit. Genesis 19:16. Toe Lot en sy vrou en sy 2 dogters nog talm, dan gryp die engele hulle aan die hand en hy lei hulle uit, dan sê hy, want hy wou hulle verskoon. Die hand wat my en jou wil lei. Is dit nie hartseer dat ons baie keer wegvlug van daardie hand nie? Ons harte verhard. Ek dink is in Spreuke 21 waar hy sê, die hart van die koning is soos water in u hand, u lei dit. Kan 'n hart so hard wees, dat jy nie toelaat dat hy jou lei nie? Weet jy, 1 Petrus, dink is 5 vers 6, sê verneder jou. Hy sê nie net verneder jou nie, hy sê verneder jou onder die kragtige hand van God. En hy sal jou verhoog op die regte tyd. Hy begeer om jou te lei. Jy is nie net die handewerk van God nie. Die hand van God wil in jou lewe werk. Wil jy hom nie 'n kans gee nie?
Die derde ding wat ek vanmôre aan u wil voorhou. Psalm 139 vers 10 sê, hy sê, ook daar sal die hand my lei, en die regterhand my vashou. Die troostvolste gedagte in my lewe is, daar is 'n hand wat my vashou. Het jy al op 'n plek in jou lewe gekom waar jy so moedeloos word dat jy besluit het, ek gaan die hand van die Here los? En dan los jy, net om te ontdek, dit was nooit jy wat die hand vashou nie. Dis hy wat jou vashou. Was jy al daar, gebroke, moedeloos, neergeslaan? Jammer Here, ek sien nie meer kans nie. Ek gaan my bedanking indien, net om te ontdek, dit was nooit ek en jy wat daar die hand vashou nie. Daar is soveel sekuriteit in hierdie gedagte, dat sy hand hou my vas. Die Here Jesus sê in Johannes 10, vers 28, hy sê, en ek sal hulle, praat van sy skape, hy sê, my skape luister na my stem, hulle volg my, en sê, en ek sal aan hulle die ewige lewe gee. En sê, en niemand, as die Here Jesus sê niemand, dan bedoel hy niemand en niks sal my, julle uit my hand uitruk nie. Jy geweet nie, as die dood kan jou uit die hand van God uitruk nie. Nie eers die dood nie. As ek kan terugkom na ons geleesde gedeelte, Psalm 139, vers 8 sê, klim ek nou op na die hemel, U is daar. Daal ek neer en maak ek die doderyk my bed. U is daar. Vers 10, ook daar sal die hand my lei en die regterhand my vashou. Luister, nie eers die dood kan jou uit die hand van die lewende God ruk nie. As die gees van hom wat Jesus Christus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame wat doen? Lewend maak. Niemand kan julle uit sy hand ruk nie. As hy aangaan in hoofstuk 8, want is in Romeine 8:11, as hy aangaan in daardie hoofstuk, en jy kom hier by vers 37 en 38, en hy praat daar oor die feit, hy sê, ons is so slagskape gereken, ons word doodgemaak, en sê, maar in al hierdie dinge is ons, wat? Meer as oorwinnaars. Hy sê, want ek is verseker, wat is die eerste ding wat hy noem? Geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is. Moenie skrik vir die dood nie. Dink jy die dood kan jou in die hand van God druk? Maak 'n fout. Niks en niemand kan 'n kind van God uit sy hand uit ruk nie. Niks en niemand. Hy is die een wat ons vashou. Hou hy jou vas? Natuurlik. Ook in my lewe, weet jy, dis die troos. As gelowige, ook in hierdie lewe, sê daardie gedeelte, sy hand hou my vas, maak nie saak waar ek gaan nie. Dink aan daai gedeelte in Jesaja 49, waar hy die volgende sê, begin hier in vers 15, dan sê hy, jy sê, Sion, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Dan vra hy, kan 'n moeder haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Dan sê hy, of skoon hulle sou vergeet. Hy sê, ek sal nooit vergeet nie. Dan sê hy die volgende woorde, hy sê, ek het jou in die handpalms gegraveer. My broer en my suster, wie jou uit sy hand wil ruk, moet by spykermerke verbykom. En dit is nie moontlik nie.
Maar weet jy wat is vir my die onverklaarbaarste, miskien moet ek sê die skokkendste gedagte? Die geweet daar is iets wat die hand van die Here, die hand wat al hierdie dinge lei en gemaak het, in jou lewe kan vashou. Sonde. Jesaja 59 vers 1 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort nie. Nee, die hand is nie te kort nie. Wat tog as ons die arm moet bybring? Die hand van die Here is nie te kort nie. Hy sê sy oor is nie te swaar, dat hy nie sal hoor nie. Dan sê hy, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. Hy sê in julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Dink daaraan, daar is iets wat sy hand in my lewe kan bind. My eie sonde, my ongeregtigheid, my rebellie. Jy kan uit sy hand uitklim. Hy sal jou nie vashou as jy nie wil nie. Maar weet dit, jy kan in hierdie lewe uit daardie hand uitklim, maar nie in die volgende nie. Want die Hebreërs 10 vers 31 sê, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. Almal wat hier sit, almal van ons, gaan eendag in daardie hand beland. Weet jy wat is die eerste ding wat ek gaan soek as ek in daai hand land? Ek gaan vir iets soek. Ek gaan rondkyk. Die spykermerke waar hy vir my betaal het. Die eerste plek, eerste ding ek gaan soek. Waarna gaan jy soek? Weet jy, want so skokkend as dit is, dat ek uit sy hand kan klim, wil ek vir jy sê, daar is 'n nog groter en nog groter onverklaarbaarheid. Maak nie saak hoe diep ek val nie. Daai hand kry my altyd by om my op te tel. Hy kan. Psalm 40 vers 2 sê, ek het u lank verwag. Hy sê, en u het aan my toe neergebuig. U het aan my geroep, geluister. En dan sê die volgende vers, en hy het my uit die kuil van vernietiging, uit die modderige sluik, het hy my opgetrek met daardie einste hande. En dit is hoekom daar vandag in daardie hande 'n letsel is. Ek kan vir u in my hande ook letsels wys waar hulle in die windbuks was, waar ek allerhande goed gedoen het, maar weet jy, daardie letsels is almal sonder betekenis. As ek na my hande kyk, dan sien ek net al die plekke waar my hande was, waar hulle nie moes gewees het. Maar dank God, as ek na sy hande kyk, dan skep ek moed, want in daardie hande is nie eelte en allerhande snaakse goed, as gevolg van snaakse dinge nie, maar daar is 'n litteken. As 'n skrif wat sê, wat is die merk tussen die hande, dan sê hy, so is ek geslaan in die huis van my vriende. So is hy geslaan vir my. Daarom dat Dawid 2 Samuel 24, toe die siener by hom kom en sê hy moet kies. Hy het gesondig teen die Here en hy sê kies. 3 jaar hongersnood. 3 maande dat Israel die rug sal keer en vlug vir die vyand, of 3 dae pes. Toe sê ek is baie benoud. Hy sê laat my tog in die hand van die Here val, want sy barmhartighede is groot. Hy sê maar laat my tog nie val in die hand van 'n mens nie. As Dawid dit sê voor die kruisiging, hoeveel te meer u en ek vandag. Jou naam is in sy hand.
handpalms. Nie jou naam nie, hy sê, ek het jou in my handpalms gegraveer. Ek praat met u oor die werk van daardie hande. Wil jy nie maar vanmôre roep? Is my so mooi, Petrus, Matteus 14 hier vanaf vers 30. Dan lees jy in daardie gedeelte, hy loop op die water, die Here het gesê kom, hy het gevra, Here, laat ek na u toe kom. Klim uit, hy loop op die water. Die Bybel sê, toe hy die storm en die golwe sien, toe raak hy bang, en hy sink. En weet jy wat roep hy? Hy sê, Here, red my. Ons het so mooi, en dan sê hy in die volgende vers, vers 31, hy sê, en Jesus het dadelik sy hand uitgesteek en hom gegryp. Maak nie saak hoe diep en hoe donker jy geval het nie. Ek sê vir u vandag in die naam van die Here, daar is 'n hand wat kan en jou wil vashou. Al wat dit vra is, Here, red my. Red my. Mag die Here hierdie woord in ons hart seën. Mag hy jou bemoedig. Worstel jy met sonde? Het jy geval? En nie maar vanmôre roep, Here, red my. Is jy vandag gebroken? Is jou hart stikkend? Is jy bekommerd? Voel jy die Here het jou verlaat? As 'n hand wat jou vashou. Niemand kan jou uit daardie hand uitruk nie. Sê net, Here, hier is ek kom lê aan die voete. Ek kan nie meer nie. Ek sê vir jou, hier daar's 'n hand wat jou kan dra. As hy die water van die oseane kon vashou, kan hy jou ook vashou. Kom ons sluit die oë.